Goeiemôre. En hulle rooi vlag. Ons hou mos van rooi vlagte. Anyway, funny story. Maar ek wil sê baie dankie. Ek was nogal verbaas vanoggend toe ek sien ek het 260 comments om te antwoord op daai video wat opgeblaas het en omtrent 70,000 views toe oornag. Dit is nogal bitter hartseer om te sien hoeveel van ons Suid-Afrikaners in dieselfde boot sit. En dit is ongelukkig, kan ons nie sê dit is net ons wit is nie. Dit is net wit en swart wat sukkel. Maar okay, kom ons gaan nie op daai topik nie. Ek wil praat oor refugee status, wat van Amerika. En my opinie daaroor. So, as ek kon immigreer, sou ek bitter eerder UK toe gegaan het. Engeland, dit is waar my voorvaders vandaan kom. Ek weet nie wie van julle kan onthou die storie wat ek vertel het van my voorvaders nie, maar ja, ons is nie stammelinge van Suid-Afrika af. Die rede hoekom ek nie refugee status van Amerika af sal vat nie, is... Okay, kom ons praat uit 'n Suid-Afrikaanse point of view uit. Hoe voel ons oor al die buitelanders wat na ons land toe kom en ons werke vat? Want kom ons wees realisties daaroor, ek dink ons het soos 'n 45% unemployment rate. En dan, as jy nou nog kyk na die unemployment rate vir mense onder die ouderdom van 30 is 57% heiliglik, sover ek weet. Maar in elk geval, so, kom ons gebruik nou ek kiepie die kont, vat refugee status en ek gaan Amerika toe. Met my standaard 6. So, ek glo nie eers hulle wil my hê nie, want ek is nie 'n aanwins vir Amerika nie. Ek gaan in 'n foreign land opeindig, waar ek net 'n buitelander gaan wees, wat werk vat van iemand wat klaar daar bly, daar gebore is, daar groot geword het, en self sukkel om werk te kry. Ek glo nie om weg te hardloop van hierdie probleem af na 'n ander probleem gaan veel help nie. Ek sou wel oorgaan onder sê 'n H2I of au pair of so iets as daar die opportunity was, want ongelukkig, ek weet nie wie hou die Amerikaanse TikTok dop nie, but I do. En die Amerikaners is nie so verwelkomend teenoor Suid-Afrika se refugees nie. That's my opinion. Maar hoe sê hulle, opinie is soos 'n asshole, almal het een. Ek judge niemand wat refugee vat nie. Great vir hulle en ek hoop hulle maak 'n groot sukses in Amerika. Maar ek voel my wortels is in Suid-Afrika geplant en die probleme wat ons hier het, is probleme wat reg oor die land probleme is. Reg oor die wêreld nie, reg oor die land nie. En soos ek sê, as ek kon immigreer, as die Britse gesê het, hulle offer refugees, sou ek dit met liefde vat. Want dit is waar my wortels vandaan kom. My oer-oupa grootjie was allegedly George Rex III van Engeland. George III van Engeland. En hy het sy seun, allegedly sy seun, Suid-Afrika toegestuur, founder of NISNA,
om die koningshuis se embarrassment te spaar, omdat hy nie van royal lineage was nie. Maar, weer eens, dis 'n mystery. And most likely not even true.